Ons skriflesing vind u in Jesaja 40 en ek wil u aanmoedig om wanneer u geleentheid het om bietjie deur Jesaja te lees, bietjie te gaan notas maak. Die 31ste vers is baie goed bekend, die wat op die Here wag, kry nuwe krag, maar om die hele agtergrond van hierdie hoofstuk te kan ervaar, gee dit soveel meer betekenis. Nou kom ons lees 'n paar verse, vers 1 en 2, dan vers 9 tot 11 en dan vers 27 tot 31. Troos, troos my volk, sê julle God, spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Dan vers 9, O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here, hy sal kom as 'n sterke, sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, sy beloning is voor sy aangesig. En dan sal dit vorentoe, sal ons dalk eendag geleentheid kry, as die Here ons spaar om vers 11. Hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammeroë sal hy saggies lei. Dan lees ons van vers 27. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby. Vers 28, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar's geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag, vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop, hulle word nie moeg nie, hulle wandel, hulle word nie mat nie. Dis God se wonderlike woord. Hierdie kom ons buig in gebed voor die Here. Dierbare, wonderlike Heer, U, die diepte van dit wat in die woord is ondeurgrondelik. En so ook hierdie wonderlike hoofstuk wat U vir ons gegee het. Ons bid dan nou, o Heilige Gees, kom verlig, laat die kollig op ons Here Jesus val, op ons verlosser, op ons erekoning, wat geweldig is in die stryd, wat die oorwinning gee, wat vanaand vir ons intree, wat vanaand elke swakke kom krag gee, en laat opvaar met vleuels. Here, ons bid dat hierdie woord in elkeen se lewe 'n werklikheid sal word en deur ons uitgedra sal word in die wêreld om ons. Dankie Here. Amen. Nou, die kernversies van hierdie Jesaja 40 is vers 9 en 10. En is hierdie gedeeltetjies, hier is julle God. Kyk, die Here. So, dis die wonderlike skat wat in hierdie woord weggelê is. Nou, as jy Job 28 lees, dan is dit verbuisterend om te sien hoe wonderlik die woord van God is en hoe dit mynbou beskrywe. Die van u wat dalk met die myne te doen gehad het, sal nogal bietjie ekstra oor het daarvoor. Hoe mynbou beskrywe word. Job het gekom by hoofstuk 28 en daar's 'n hele draai in die boek Job, waar hy met al sy worstelinge en soos maar waar hy kom by 'n plek waar hy die vraag vra, waar kry ek wysheid? En hy vergelyk dit met mynbou. En hy vertel in die mynbou, as jy nou goud en silwer en hierdie goede soek, dan grawe hulle tonnels en hulle stop waterare stop hulle toe en alles wat in mynbou gebeur, jy moet dit sien, dit klink of dit 'n moderne beskrywing van dit is. En dan kom hy by vers 28. En by die vraag, nou, waar kry ek dan 'n wysheid? Ek kry goud in die myn, maar waar kry ek wysheid? En dan is dit eintlik, ek kry nie wysheid nie.
Maar wysheid is in iemand. En hierdie iemand is God. En hy sê, die wysheid dan is die vrees van die Here en om af te wyk van die kwaad. Dis twee kante. Die vrees van die Here is wysheid en om af te wyk van die kwaad. So is 'n diep ontzag vir God. En dis as ons dink aan Job, hoeveel hy geworstel het met hierdie stryd waarin hy was, en waar hy dan aan die einde van Job kom, by hierdie besef, maar hoorie, ek het God net van hoorsê gehoor, ek ken hom nie, en dis of daar skatte vir hom oopbreek, en hy ontdek, hierdie skat is iemand, en is God self. En dis soos wat 'n mens op soek is na 'n kosbare diamant, en ek wil eintlik sê, jy weet, so is die woord van God, as ons daarin grawe, om daai skat in die hande te kry, moet ek maar 'n bietjie tyd vat, moet ek toewyding vat, om daar uit te kom by wat God werklik in hierdie gedeelte het, want die ding is, ons probleem is, ons is beperk in ons begrip, en ek wil amper dit vergelyk met hierdie groot rotse, en dan binne in hierdie rots sit hierdie diamante. Dan moet daai rots eers oopgebreek word, ons eie idees moet eers fyn gebreek word, om by die werklike dinge uit te kom, wat God daarin wil kom losmaak, en dit is dan, waar hierdie hoofstuk kom sê, hy kom eintlik by die skat uit, en hy sê, hier is julle God, asof hy die diamant ontdek het, en hy sê, kyk, die Here, en dis die wonder evangelie, wat daarin opgesluit is. Kyk, hier is julle God, kyk, die verlosser. Nou Spurgeon het gesê, werp jou in die see van wie God is, en word verswelg deur die omvang van sy, en ek wil nou spesifiek maar sy Engelse woord, immensity. En dis sy onmoontlikheid, sy oneindigheid, sy grootheid, sy grenslose majesteit, en die begrip is hier soos wat jy 'n druppeltjie vat, en jy gooi daai druppel in die oseaan. Stel jy voor, jy staan daar by die see, en jy vat 'n druppeltjie water, en jy gooi hom, en daai druppeltjie water word deur die oseaan verswelg en opgeneem. So is ons kennis, en ons begrip van God, is hierdie ou druppeltjie water, en as ek die grootheid en die omvang van wie God is, ek word daarin verswelg, deur sy onmeetlikheid, sy oneindigheid, sy grootheid, sy grensloosheid, as ek hierdie ontzagwekkende God kom ontmoet in sy woord, en dit is presies wat hier in die gebeur is, in hierdie wonderlike hoofstuk. Soek die Here, sê hy in Jesaja 55 vers 6. Laat hy hom tot die Here bekeer. Hy sê ons moet soos dat daar in daai myn gesoek word, moet ons soek om by God uit te kom, en daar's 'n omdraai nodig van die mens. Waarom is hierdie omdraai nodig? Vers 8, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En dit is waar God, dit wat in sy gedagte aangaan en my gedagte aangaan, is twee verskillende dinge. Soos die hemel hoër is die aarde, so is my woe hoër as julle wee, my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. So, om by God uit te kom, moet ek my gedagtes, moet ek net besef, hoe kort en ingeperk is my gedagtes. By geleentheid is ons met 'n E3 uitreik in welkom, en by die een huis het ons aangeklop en die ou het ons weggejaag. Dit was nogal 'n hele ernstige ondervinding, want die ou sê in die deur staan met sy arm so wyd, en hy sê, ek stel nie belang nie, en hy jaag ons daar weg, en ons is maar stil in die kar, ons praat nie mekaar nie, ons ry, waar gaan die Here ons nou heen lei, en ons kom by 'n huis, en ons hou stil, en ons klim af, en nou is in E3, die van u wat dit ken, het mens maar 'n manier hoe jy nou toegang kry tot die huis, hoe jy begin die gesprek aanknoop as die persoon die deur oopmaak. En so begin ek hierdie gesprek met, daar's 'n dame wat oopmaak, en ek begin die gesprek. Maar ek kry nie die storie gepraat om toegang te probeer kry tot die huis nie. Want sy maak die deur oop, sy sê, nee, kom in, sy wil niks verder vir my hoor nie.
Sy kom en weet jy ons binne is voor ons nog gaan sit. Sê sy, ek het nou net hier in hierdie huis gesit. En ek gedink, ek is baie ver van God af. Want daar is soveel dinge in my lewe wat verkeerd is. En daar moet groot verwyder tussen my en God wees. Sy het gekom by die plek wat hierdie woord sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En hoe die Here in sy groot genade die evangelie kom stuur, en ons kon daai aand moet aan Anita die wonderlike woord deel, en die vrede van die Here, die wonderlikheid van God, dat hy ons daar oor haar pad gestuur het, en sy kon omdraai na die Here toe. En dis die wonder evangelie. Sy het nodig gehad om te hoor, hier is jou God. Hier is jou verlosser. Hier is die een wat vir jou gesterf het. En hoe wonderlik is God se genade nie. Nou kom ons in hoofstuk 40 vers 9. En ek wil hoofstuk 9, vers 9 en vers 10, wil ek eintlik elke strofetjie wil ek hê om ons herkou, moet ons soos daai rots vat en hom oopbreek en sê, nou okay, wat wil die Here vir my in hierdie gedeeltetjie kom sê, en ons moet vra vir haar rondom elkeen. Nou lees ek daar, o Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. En nou vra ek myself af nou, Sion, wat van Sion? Wat het ons nou met Sion te doen? En wat is die boodskap van Sion? En dan sê hy, verkondiger van goeie boodskap. So Sion is die verkondiger van die goeie boodskap, en hy klim op die berg. Maar dan kom hy en herhaal wat gesê het, nou sê hy, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap. Weer 'n keer, God mors nie met woorde nie. Die verkondiger van goeie boodskap, die verkondiger van goeie boodskap, Sion en Jerusalem. En toe vra ek nou maar die vraag, nou wie is hierdie Sion? Hy sê, maar voor ons daarby kom net, hy sê, hef jou stem op met mag, hef dit op. Wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. En dis die hele kern en die hele evangelie, die totale evangelie is in hierdie hoofstuk opgesluit. En die kosbaarheid van die troos boodskap, dat die Here gaan herstel bring, en hy gaan vir hulle wat geen krag het nie, gaan hy kom krag te gee. Maar die verkondiger van goeie boodskap, so die verkondiger van goeie boodskap is die evangelie, dis die blye boodskap. Dis die blye boodskap dat die antwoord lê in iemand, nie iets wat ek doen nie, nie my probeer nie, nie my pogings nie, maar wat iemand vir my gedoen het. En dis nou Sion en Jerusalem. Nou, o Sion, verkondiger klim op die hoë berg. Nou lees ons van, in 2 Samuel 5 vers 7, lees ons dat Dawid die vesting Sion ingeneem het. Daarna het hy dit genoem, stad van Dawid. En hier verwys Sion dus spesifiek na 'n berg, 'n vesting in Jerusalem. Dit is 'n gedeelte van Jerusalem, eintlik 'n versterkte stad of 'n fort, wat Dawid toe gesê het, dis Dawid se stad, en dis waar die tempel gebou is, die tempel van Salomo en die paleis van Salomo is daar gebou by Sion. En dan lees ons van Sion, dis God sê dis sy woonplek. Psalm 132 vers 13 sê hy, want die Here het Sion verkies. Dis 'n spesifieke plek op aarde. Maar dan sê ons Sion het ook te doen met word gepersonifiseer. Hy sê verkondiger van goeie boodskap. Hy sê dit is God se volk. Sion is 'n naam vir die verbondsvolk van die Here. Jesaja 2 vers 3 sê uit Sion sal die wet uitgaan. Dis die plek van openbaring. Dis die plek waar God hom bekend stel. Van Sion af openbaar God homself. Maar dan Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap. Dieselfde storie oor Jerusalem. Nou sien ons dat Sion en Jerusalem dikwels saam genoem word so in die Bybel. Nou die tempel was daar, en ons sien in Psalm 87 vers 2, die Here het die poorte van Sion lief, bo al die wonings van Jakob.
Dis 'n besondere plek wat die Here uitgekies het. Dis die stad van God se teenwoordigheid, waar hy met sy heerlikheid op die ouend, soos by Salomo se inwyding van die tempel daar neergekom het. En dan lees ons daar in hoofstuk 87, Psalm 87 vers 3, heerlike dinge word van u gesê, o stad van God, Sela. Dis die middelpunt van God se verlossingswerk. Dis die stad van vrede. Jerusalem se naam kom van die gedagte van vrede. Nou, dis interessant, Jerusalem, die woord Jerusalem kom 816 keer in die Bybel voor. En dis een van die mees genoemde plekke in die Bybel. As ons dink aan die Here Jesus, jy weet, as ons praat van iemand op aarde, ons sê, man, dis een van die Pretoria se manne daai. Dan kan ons regtig sê van Jesus, hy was 'n seun van Jerusalem. Al is hy nou van Nazareth in Bethlehem gebore ensovoorts. Maar hy was 'n seun van Jerusalem. As baba is hy aan die Vader toegewy. Ons dink aan Simeon en Anna daar in Jerusalem. As 12-jarige seun in die tempel het hy daar weggeraak en sy ouers hom nie vir 3 dae was hy daar besig met sy vader se dinge en het hy gepreek, daar te geween. Oor Jerusalem het hy geween. Daar is hy gevange geneem, daar is hy verhoor, daar is hy gekruisig, daar is hy begrawe, daar het hy opgestaan, daar het hy opgevaar en daar gaan hy weer kom op die Olyfberg by Jerusalem. En het hierdie plek 'n plek geword met 'n boodskap. Jy weet, as ek aan hierdie dink, plekke maak 'n baie diep indruk op 'n mens. Ek weet nie of daar sulke plekke is by u ook nie. As mens verby sekere dinge ry, ek weet daar's 'n sekere plek as ek daar verby ry, dan onthou ek as seun het ons daar, die klomp seuns het kwaai jongens het ons daar gespeel, het ons 'n foefie slide gemaak daar uit die bome uit. En as ek daar by daai bome verby ry, dan die een ou het uitgeval uit die bome daar. En onthou ek dit, jy roep dinge terug, as 'n sekere huis as ons verbygaan, dan onthou ek ook as 'n seentjie daar kinderdienste bygewoon het, saam met my ouers en saam met kinders wat daar by die kinderdiens was, in 'n spesifieke huis. Hy sien en onthou ek dit altyd. So 'n plek, Jerusalem is so 'n plek van herinnering. Daai ou plaashuis wat jy dinge so geniet het, jy onthou dit, dis dinge wat in jou graveer het, en so is Jerusalem 'n plek wat ons herinner aan God en God se teenwoordigheid in wat hy doen. En daarom praat hy dat Jerusalem is die verkondiger van goeie boodskap. En dan, onthou nou, hierdie is geskrywe vir die ballingskap wat nog sou plaasvind. En nou sê hy vir Jesaja 40 vers 2, spreek na die hart van Jerusalem. En hier sprekende van die volk, van die mense. En roep haar toe, dat haar stryd verby is. En sprekende van wat sy daar in ballingskap sal ervaar. Hoe hulle terug verlang het na Jerusalem, hoe hulle dink aan die dae wat hulle opgegaan het tempel toe en daar die Here aanbid het. En hier kom die boodskap, die stryd is verby, haar skuld is betaal. Dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir haar sondes. Nou, geen mens het vir die sondes betaal, net Jesus. En die dubbel spreek van hoe deeglik hy ons skuld en die skuld van Jerusalem, hulle wat die profete doodmaak en stenig, hoe het hy hulle skuld gedra? Die stryd is verby. Al daai geween in Babel, dis verby. Die skuld is betaal. Dis spreekwoordelik van, en dis alles gaan oor die boodskap van die goeie nuus. Dit laat my dink in jou koortjie wat sê ek was gebind met sonde se bande, hoe sal ek loskom, het ek gesmeek, maar daar het vryheid vir my gekom toe Jesus dit breek. Dis die goeie nuus. Dis die boodskap van Jerusalem wat vir ons uitgaan, die verkondiger van goeie boodskap. Nou sê hy in vers 9, ons is nog altyd in vers 9, hy sê, klim op 'n hoë berg.
Nou, die berge, as ons dink aan berge, dan dink ons aan die berg Sinai, waar Moses die wet en hoe die berg, hoe God homself daar openbaar het as die heilige God. Hoe hulle gevrees het eintlik vir God en hulle gesê het, nee, Moses moet asseblief maar op die berg gaan en met die Here in gemeenskap wees. Ons dink aan Elia op die berg Horeb, waar hy troos ontvang het. Waar die Here in 'n stil, sagte stem, toe hy op sy moedeloos was, waar hy die boodskap van die Here gekry het. Ons dink Moria, waar Abraham vir Isak gaan offer het. En hoe die voorsieninge van God vir hom oopgegaan. Die Here sal voorsien noem hy hierdie plek. Dis Moria. Dis al die berge. Dit klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, ek het wag op jou mure uitgesê, sê Jesaja 62 vers 7. Wat gedurig die hele dag en die hele nag nie swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Het jy al 'n bietjie gedink oor hierdie versie? Hoekom moet ons God herinner? Vergeet hy dan? Ag, nooit. U weet mos, hy kan nie vergeet nie. Weet jy wat is die moeilikheid? Ons vergeet. Hoekom moet ek hom herinner aan die beloftes? Dat ek dit kan hoor. Dat ek hierdie beloftes voor hom kan noem en dit vir my 'n realiteit kan word. Want hy ken dit, hy weet dit. Maar is ek wat dit vergeet. En daarom, ons sing ons die Halleluja lied wat sê, bring my die ou tyding. Want ek vergeet so gou. Nee, ons vergeet so baie dinge. Ons vergeet daai beloftes, ons vergeet die Here se goedheid. Ons het vanmôre gehoor met die lees van die wet. Moenie vergeet nie. Moenie vergeet waar hy dit jou verlos het nie. Ons vergeet maklik. Hy sê klim op daai hoë berg. En ons moet ons stem, ons gebedstemme laat hoor daar. Klim op die hoë berg. En dan hef jou stem op met mag. Nou, dis so duidelik as daglig. Ja, dis nie maar net 'n gefluister nie. Dis nie net 'n mooi praat nie. Hef dit op met mag, basuin dit uit. Hy sê dit nie net eenmaal nie. Hy sê dit weer 'n keer. Hef dit op, hoor nou mooi. Laat hoor hierdie stem. Wat moet hy hoor? Hy sê net eers wag voordat jy hoor wat jy moet sê. Hy sê wees nie bevrees nie. Dis Satan met al sy leuns wat met vrees die hele wêreld kom domineer. Wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, Jerusalem is nie net vir julle nie. Dit moet in Judea, Samaria, die hele tot aan die einde van die wêreld, moet hierdie boodskap uitgaan, hef jou stem op, basuin dit uit die hele wêreld oor. Hier is julle God. Dis die boodskap wat moet uitkom. Die skat wat moet oopgebreek word vir die wêreld is, hier is julle God. Hier is die skat, hier is die kosbare diamant, dis hy is die persoon. Hier is julle God. Nou ja, jy weet as hulle myn, dan sink hulle eers 'n skag. En dis nog nie wat die goud is nie. En dan gaan hulle, as hulle nou by die plek gekom het, dan begin hulle die tonnels maak. En dan word die kosbare, soos hulle dit noem in die mynstof, word uitgehaal om daai klippe en goed, om die diamante of die goud daar uit te haal. So ons het nou, vers 9, is vir my die skagsinker. En dis om by die regte skat uit te kom. En dis vers 10. Ons het vers 9 nou klaar. Nou kom ons by vers 10 en dis eintlik wat vanaand in jou hart moet in my hart moet ingraveer. Hier is julle God. Kyk, die verlosser. En u moet hom sien. Want dis die een wat u nie net moet sien nie. Jerusalem moes hom sien, Sion moes hom sien. Maar hulle moes dit verkondig. U en ek moet dit sien. U en ek moet hom sien. En ons moet hom verkondig. En nou gaan ons hierdie vers ook so klippie vir klippie opbreek, nê? Kyk, die Here. Hy sal kom as 'n sterke. En sy arm sal heers.
Kyk, sy loon is by hom. En sy beloning is voor sy aangesig. En elkeen van hierdie rotse het 'n kosbare skat in. Kyk, die verlosser. Kom ons kyk na die eerste van hierdie in vers 10. Kyk, die Here, Here. Nou as jy dit lees, het jy ook al gewonder, nou hoekom Here, Here? Hoekom 2 keer? Is nie genoeg om net te sê, kyk die Here nie. Kyk die Here, Here. En waarom is die een met kleinletters geskryf, 'n deel daarvan, en die ander een net met hoofletters? En dis soos in ons Afrikaanse vertaling, is dit so die Here, Here. Waarom die 2 name? Jy weet as jy na diamant kyk, het hy verskillende fasette, verskillende hoeke. En as die lig verskillende maniere inval, dan sien jy allerlei kleure en allerlei mooi goed wat daaruit voortkom. En so is hierdie kosbare skat van God se woord. Hierdie 2 name, die een die Here, die een met die hoofletter H en die kleinletters, is die in Hebreëus Adonai. En dan die hoofletters Here is Yahweh. So dis Adonai, Yahweh. Is nie verniet nie. Dis God se woord. As nie een spel is en geen jota of titeltjie van sy woord, gaan nooit verbygaan nie. Nou kom ons kyk net eers na die Here met die klein letters, die Adonai. Dit beteken meester. Of in Engels Lord. Dit beteken hy is die soewereine heerser. Die een wat regeer. Hy is die Josua beskryf dit so mooi en dis die prentjie as ek dit wil verduidelik. Josua 5 vers 13 tot 15 is daai mooi deel waar Josua kom. Nou moet hulle hierdie nuwe beloofde land ingaan en hulle is hier by Jerigo, hierdie verskriklike versterkte stad en waar niemand kan indring nie. En hy het daar die dinge gaan verspied, Josua. En skielik hier staan hierdie persoon voor hom. En hy daag hom uit. Hy sê, is u vir ons of teen ons? En dis die man met die ontblote swaard. En hy sê vir hom, ek is die leerowerste van Israel. Ek het nou gekom. Met ander woorde, ek is Lord. Ek is die bevelvoerder. Ek is Adonai. Ek is die een wat regeer. In hierdie nuwe land gaan julle onder my bevel wees. En die wat van soldate iets weet, 'n soldaat moet stiptelik gehoorsaam en hoe het Josua en die volk nie stiptelik gehoorsaam 7 keer om. Die 7de dag 7 keer op daai 7 dae 1 keer om, die 7de dag 7 keer om. 'n vreeslike eenvoudige dwaase ding eintlik in oorlogstrategie om net so om hierdie hoë mure te gaan masseer. Dis God se bevel. Dis Adonai. Dis om vir die wêreld deur jou lewe te sê, ek leef in gehoorsaamheid aan die leerowerste van Israel. Ek verstaan nie alles nie. Dis soms vir my lyk dit amper dom wat ek doen. Maar God sê vir my ek moet dit doen. Ek staan onder sy bevel. Hy is my leerowerste. Hy is my soewereine heerser. En daarom verkondig ek dit in en verkondig dit aan hierdie wêreld. Word aan hom gehoorsaam. Oorhandig jou lewe aan die leerowerste van Israel. Hy is die Here. Hy is die een met die naam bo elke naam. Ons het vanmôre in Psalm 24 begin verwys. Hy is die erekoning. Wie is hierdie erekoning? Geweldig in die stryd. Ek sien hom in Getsemane, waar hy in hierdie siele stryd gewikkel is. Dis hierdie leerowerste van Israel. Hy self in die stryd. Hy is die erekoning. En hy oorwin.
Hy gee homself oor, sodat hy u en my in die oorlog kan kom lei. In u hande gee ek my gees oor, sê aan die kruis. En daardeur word hy verhef. Die naam, bo elke naam, hy word Adonai. Elke knie sal buig en elke tong bely, hy is Heer. So u in my lewe moet uitroep, kyk die Here. Die hele wêreld moet die boodskap hoor van die evangelie, kyk die Here. Jy moet jou lewe aan hom kom onderwerp. Jy moet, soos daai klomp Israeliete om hierdie stad geloop het en amper in dwaasheid, net volg, want is sy bevel. Hy is Here, hy is Adonai. Maar dan kom ons by kyk die Here, selfde spelling, maar die hoofletters, né? En hier in Hebreëus, Jahwe. Waar kom dit vandaan? Dis die verbondsnaam van God. Dis Moses daar by die brandende bos. En die Here, hy vra vir die Here, Here nou, hoe is u naam? Wat moet ek vir hulle sê? Wie het my gestuur? En hy sê, ek is. Ek is, het jou gestuur. En dit is, hierdie ek is, het soveel rykdom in. Dit is sy goedertierenheid. Die liefdevolle goedheid van God, hy het gesê, hy het hulle gehoor, hy het hulle gekerm gehoor, hy het hulle gesien in hulle smart en ellende. Hy sien 'n mens wat op die sondepad moeg en vermoeid is. En hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Dit is die Here, die ek is, wat ons in Psalm 136 so van lees, die goedertierenheid van God is tot in ewigheid. Dis so treffend daai Psalm, veral die verse, ek dink 26 versies wat hy sê, sy goedertierenheid van God is tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Elke keer sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Kyk die Here, Here. Maar dan kom ons gaan aan met hierdie versie, vers 10. Hy sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. En dis vir my so mooi. God se woord, Psalm 136, het juis gesê met 'n sterk hand, met 'n uitgestrekte arm, sal sy want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En dit sê hy, daai sterk hand en uitgestrekte arm. En nou, as jy die geskiedenis gaan lees van Farao en sy weerstand en die geveg om hulle uit Egipte uit te kry, lees ons telkens sy sterk hand en sy uitgestrekte arm. En dit spreek van die reddende genade van God. En dit is die koortjie wat ek aan dink is die Jesus is die sterk verlosser. Redding gee hy, hy is die sterk hand. Ja, ek weet nie hoe gaan ek gered word nie. Hoe kan ek verlos word van my sonde? Hoe gaan ek ooit hierdie bande afgooi? Hoe gaan ek hierdie goed waaraan ek verslaaf is ooit daarvan loskom? Jesus is die sterk verlosser. Hy is die sterke en sy arm heers. Hoe wonderlik. In Jeremia 32 vers 17, ag Here, Here, kyk u die hemel en die aarde gemaak, en hoor nou mooi, met u groote krag en deur u uitgestrekte arm. Geen ding sal vir u te wonderbaar wees. En hier sien ons hom as skepper. Ek het so onder die bewussyn gekom om God as verlosser te leer ken. Moet ek hom ook as skepper aanvaar. Ek moet eers agterkom, wie is hierdie sterk God? Hy is in bevel van my lewe, hy het my geskape. Vers 18 sê, die groote, die geweldige God, wie sy naam is, hoofletters, Here van die leerskare. Sy groote krag en uitgestrekte arm om gered te word.
As ek tot God gaan, moet ek glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En daar's 'n deel in geloof. Dis 'n gawe van God. Maar God het my verstand gegee. En met my verstand moet ek dink. En as ek net 'n eenvoudige blommetjie gaan bekyk, as ek in die natuur kyk, as ek 'n olifant kyk, as ek die klein dingetjies, die mikrokosmos en die makrokosmos en die uitspansel kyk, en ek sien die grootheid van God, dan kan ek nie anders om te sê, Here, hoe groot is U? Dan kan ek nie anders, hoe geweldig is God, die Here nie. En hoe hy, geen ding is vir hom te wonderbaar nie. Jeremia 32:20, want wonders en tekens gedoen het in Egipte tot vandag toe, in Israel sowel as onder die mense, en vir u 'n naam gemaak het, soos dit vandag is. En u volk Israel uit Egipte uitgelei het, deur tekens en wonders, en hoor weer, deur 'n sterke hand, en 'n uitgestrekte arm, en deur groot verskrikking. Maar weet u, die woord het die Here sê, ek weet, dat die koning van Egipte jou nie sal laat gaan nie, ook nie deur 'n sterke hand nie. Die Here weet dit. Nou kom die vraag, hoe het hulle dan nou uitgekom? Hy is hierdie sterke God, hy het al hierdie kragdade gedoen, hy het vir Farao gewys, ek wil amper sê wie is baas, hy het God homself aan Farao geopenbaar. Maar wat het Farao die laaste hou toegedien? Die bloed van 'n lammetjie. Dit kon hy nie weerstaan nie. En toe laat hy hulle gaan. Die bloed van 'n lammetjie, en ons weet die paasofferlam en die hele verhaal rondom dit. En weet jy wat sê dit vir my, is ook die sterke arm, maar nie die arm in geweld nie. Dis sy reddende arm. Sy arm sal heers. Ek sal die bloed sien, en ek sal verbygaan. En weet jy, 'n bokser word geleer, hy moet nooit sy hande laat sak nie. Hy moet altyd die hande ophou. Kyk na Jesus. Hy het sy hande oopgemaak. Wat beteken dit? Hy het hom blootgestel. Vir al hierdie wêreld se sleg en verwerping en kruisiging. En hierdie oorgegeede arm, hierdie deurboorde hand en uitgestrekte arm is die arm wat sê, kom na my toe. Dis daai arm wat Satan die laaste hou toedien. Hoe sal hy ons nie alles ook genadiglik skenk nie? Hy wat sy lewe vir ons afgelê het, hoe sal hy u nie kan red nie? Hy wat tot die dood toe gegaan het en Satan daar oorwin het, aan die kruis het hy hom verslaan. En opgestaan uit die dood het. Sy uitgestrekte arm. En die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word. Is die krag van God sy uitgestrekte arm aan die kruis. Maar as ek haas my, daar's nog enkele ietsie oor, so tweetjies van hulle oor in Jesaja 40 vers 10. Kyk, sy loon is by hom. Kyk, sy loon is by hom. Nou wat word met loon bedoel? Ons kyk bietjie hier. Kyk, sy loon is by hom. Jesaja 53 vers 11 sê, wees die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Kyk, sy loon is by hom. Jesaja 53 vers 12, daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.
Wat is sy loon? Dis sy oorwinningsbetaling. Dis sy loon is die buit wat hy saamgebring het. Dis oorwinningstaal. Hy wat geweldig in die stryd was, het u en my kom red uit die hande van Satan. En sy loon is by hom. Hy dra, hulle wat hy verlos het, dra hy by hom. En nou kom ons, kyk sy loon is by hom, maar hier is daar nou iets anders. Sy beloning is voor sy aangesig. Nou wat beteken dit? Dis byna dieselfde. Loon en beloning. Maar as loon is dit wat hy self verdien het. Beloning is iets wat aan hom gegee word. En net om 'n vraag uit te skel, onthou dis sy loon en sy beloning. Dit niks met ons in die term van loon te doen is. Sy loon en sy beloning. Sy beloning is voor sy aangesig. Nou voor sy aangesig, hulle is in sy onmiddellike teenwoordigheid. Hulle is naby hom, hulle is onder sy oog. Hy laat nie een oomblik hulle onder sy oë uit nie. Hulle is naby aan hom. Nie ver weg nie, kosbaar vir hom. Voor sy aangesig is iets wat hy koester. Is iets wat baie kosbaar is. Sy beloning is voor sy aangesig. En nou wil ek u vat na Johannes 17 vers 9. Het jy al gedink hoe God dink oor jou? Ek wonder, hoe dink jy oor jouself? En nie die humanistiese snert wat die mense maar net glo jy is braai en wonderlik nie. Nee. Hoe dink God? Hoe dink Jesus oor jou? Johannes 17, en u kan dit maar bietjie gaan lees, daar is Jesus se hoëpriesterlike gebed. Hy sê ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie. Maar hoor nou, vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Nou, hoe behoort hulle aan die Vader? Hulle is vrygekooptes. Ek wil dit maar eenvoudig in menslike terme so probeer voorstel. Waar Jesus na die oorwinning kan hy kom sê, Vader, hier is hulle wat ek losgekoop het uit die strikke van Satan uit. Maar nou staan hier die wat u my gegee het. Nou hierdie woorde, nie toevallig nie, maar as ten minste 6 keer in Johannes 17, wat Jesus na sy kinders verwys, as die wat u my gegee het. Het jy al daaraan gedink, dat Jesus na jou kan kyk en sê, hierdie is my geskenk. Vader, het hierdie seun, hierdie dogter, hierdie man, hierdie vrou, het hulle vir my gegee. Ek het hulle losgekoop, en hulle is eiendom van die Vader. Maar nou het Vader gekom, en hy het gesê, ek gee hulle aan jou, jy verdien dit. Dis jou beloning, is hierdie verlostes. Die wat u my gegee het. U moet dit gaan lees. Daai Johannes 17. Dis wonderlik. Hoe dit een na die ander, die wat u my gegee het, die wat u my gegee het, die wat, dis die naam wat hy vir u en my gee. Die wat u my gegee het. Dis evangelie. O, dis wat die wêreld moet inbesyn word om te vertel van hierdie Here met sy sterk arm, wat sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig, hierdie kosbare skatte van hom,
draai elke dag en hou hy elke dag onder sy oog. Hulle gaan nie 'n oomblik daar uit nie. Want Vader het hulle vir hom gegee. Sy beloning is voor sy aangesig. Nou kom hy in Hebreërs 2, en hoe kosbaar is dit vers 11 en 12. Hy, Jesus, skaam hom nie, om hulle broeders te noem nie. Broers is 2, maar dieselfde paard. Hy sê mos vir sy Vader, van die voor die grondlegging van die wêreld. Maar as u nou 'n kind van God word, dan noem hy u sy broer. Wanneer hy sê, nou hierdie is kosbaar. Hy skam hom nie, om te sê, hoor hierdie is my broer. Ek wil julle voorstel, kom ontmoet my broer. Here Jesus sê, my broer, my suster. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broers verkondig. Hierdie mense wat my broers is, ek sal u naam aan hulle bekend maak. Ook sal vir hulle vertel hoe wonderlik is hierdie Vader wat ek het. Ek sal my broers, u naam aan my broers verkondig. En nou met hierdie kosbare deel van hierdie versie, in die midde van die gemeente. Van die gemeente. Daar waar sy gemeente by mekaar is, sal ek u prys. Jesus is die hoëpriester. Nou lei hy die sang. Wanneer die Vader geprys word, dan kom hy self. En hy sê, Vader, in hulle midde, as ek daar tussen hulle is, my broers, ek maak my naam aan, u naam aan hulle bekend. En saam met hulle sal ons u prys. En hier is Jesus die sangleier. Het jy al ooit so gedink oor gemeentesang? Dit is mense, wonderlike stemme alles, wat sing. Maar wie is die een wat Vader loof? Deur die Heilige Gees se werking. In die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal vir my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek. Vader, hier is ek. En die kinders wat God my gegee het, hierdie is my kinders. En daarom is ons voor u vergader. Daarom loof ons u naam. Nou sê vers 14, aangesien die kinders, dis nou u en ek, vlees en bloed deelagtig is. Ons is mense met lywe wat soms vol pyn en allerlei ellende is. Het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Hy het volkome mens geword. Volkome. Sodat hy tot die diepste van mens, ellende kan gaan, die dood. En hy het hom tot niet kom maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Vers 15, en almal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan die slawerny onderworpe was. Satan kom met vrees ons almal se lewe omverwerp. Maar Jesus het mens geword. Hy het Satan oorwin om ons te bevry. Sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Kolossense 2:14, die skuldbrief teen ons, omdat hy sy insettinge was ons vyandig was,
het hy uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vasgeslaan, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Die een Engelse vertaling sê, he completely stripped them of all their authority. Al die magte en kragte van Satan. Hy het al hulle rangkentekens en al hulle badges en goed het hy afgeruk. En hy het 'n hele optog daarvan gemaak en gesê, hulle is oorwin. Tentoongestel. En daardeur oor hulle getriomfeer en het uitbasuin die wêreld in, hy is hier. Geweldig in die stryd. Tot die dood toe. En hy het oorwin. En hier is dit. God se teenwoordigheid. Kyk, hier is julle God. Sy teenwoordigheid. Dis die hele evangelie. Dat God in jou lewe inkom. Dat hy teenwoordig is, dat hy sy kind deurdra deur die grootste krisis as hy net teenwoordig is. En ag, wat maak skeiding? Dis die skuldbrief, dis al die ellende tussen ons en dis al die gewete wat besoedel is en dit alles, die skuldbrief uitgedelg. En wat 'n voorreg in die heilige teenwoordigheid van God. Die Halleluja lied 180 is my so mooi, die Gees stry o sondaar, jy weet, dis 'n Halleluja lied wat dalk nie meer so populêr gesing word nie. Mense hou nie daarvan in ons moderne tyd, moderne denke, dat jy vir mense in 'n kerk sê, sondaar nie. Die Gees stry o sondaar, het jou lief. Maar dan die derde versie het my so getref, dit het in my kop gemaal terwyl ek hierdie voorberei, sê, ontwy is die tempel van skoonheid beroof. Ons dink aan Salomo se tempel wat so afgebrand is en die Here se heerlikheid is weg. Die vuur van God se liefde reeds byna verdoof. O sorg dat die liefde weer brand in sy en blus nie die Gees uit. Die Heer is naby. En terwyl ek al hierdie dinge so bedink en ek dink aan die duisternis op Golgotha. Jy weet 12 uur, toe sit mos nou, toe is die son soos 'n kersie doodgeblaas. Dit is meer lig nie. Want Jesus is aan die kruis. Hy is die lig van die wêreld. Tot 3 uur daai middag is dit duisternis. En toe is daar 'n versie wat my so diep tref en ek dink daaraan en herkou daaraan. Die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur en ek dink aan die dramatiese iets wat gebeur terwyl Jesus daar sterf. Hier gaan daai gordyn zips en hy skeur oop van bo na onder. En ek dink by myself, maar in die allerheiligste is mos die helder lig van God. Nou is dit so wonderlik dat dit is donker rondom. Dis duisternis. En miskien is hierdie, dis maar hoe ek aanvanklik dink, miskien is hierdie duisternis toe 'n pragtige vertoon, want toe die gordyn oopskeur, die Shekinah heerlike lig van God se teenwoordigheid is mos daar in die allerheiligste. En hoe sou hierdie lig nie uitskyn nie? En toe ek hierdie gaan herkou en bietjie lees, sê nee, daar was geen lig nie. Die heerlikheid van die Here, die Shekinah helder lig, het nooit weer teruggekom nie. Dit was net 'n donker kamer. As die priesters daar ingegaan het in Jesus se tyd, agter die voorhangsel eenmal 'n jaar, was dit 'n donker kamer met 'n klip en dis al. Waarom? En hoe die betekenis kry dit nie? Jy sien, want die lig van die wêreld was aan die kruis. En hy sê vir u en my, ons is die lig van die wêreld. En ons moet in hierdie wêreld skyn. Die lig bly nie meer in 'n aardse tempel nie. Die lig is deur die kruisiging van die Here Jesus en deur die skeur van die voorhangsel het die lig van God in mense se harte ingekom. Die heerlikheid van die Here op Pinksterdag. Is dit die heerlikheid van God se teenwoordigheid wat uitstraal uit hierdie kinders van God. Toe Paulus en Silas
daarbo in die gevangenis is en hulle sing en hulle juig en hierdie hele plek skud en bewe. Dis die heerlikheid van die Here. Hy bly nie meer in die tempel nie. Hy bly nou in sy kinders. Hy bly nou in sy gemeente, waar sy kinders saam is, en waar hy die Vader se naam kan bekend maak, en waar hy die sang kan lei, en hulle lei om die Vader te eer. Die Verlosser is vanaand aan u voorgestel. Kyk, hier is julle God, die Verlosser. Ek wil u vra, is hy al u Verlosser? Het hy al jou Heer en jou leidsman geword? Het hy jou al uit die slawehuis van Egipte uitgehaal en jou lewe nuut gemaak? O, is jou lewe al aan hom oorgegee en jy onder sy bevel? Ek wil vra ook, is daar 'n kind van God wat sê, wel ek loop so 'n bietjie, ek loop deur onder die aanslag van die vyand. Satan is so besig met my. Daar's vrees, daar's angs, daar's verwerping, daar's skuldgevoelens. Wil nie vanaand maar net voor hom kom. En soos Josia voor hom neerval en sê, Here, wat wil jy met ek doen? Ek gee my lewe aan U oor. Ek wil die kind wees. Ek wil vir U skyn. Ek wil elke dag een boodskap uitdra. Kyk, die Here, Here, hier is jou God. Hier is die antwoord. Dis 'n persoon. Dis nie 'n godsdienst nie. Dis nie iets wat jy moet doen nie. Dis iemand wat jy moet ontmoet en aan wie jou lewe moet kom oorgee. Sal ons vanaand vir hom sê, ek het U stem gehoor, wat roep ook kom tot my. Kom ons buig in gebed voor die Here. Here Jesus, ons ere koning, ons buig in aanbidding, ons gee onsself oor aan U. Here, hier lê 'n week voor, wat ons voor Here gaan staan, waar ons voor baie uitdagings sal staan, waar Farao met al sy bravades, Satan met al sy leuns, ons sal beteenhou. Here Jesus, ons sal so in U teenwoordigheid lewe, ons sal so bewus wees van, kyk die Here, dat die hele wêreld sal sien, ons beleef U, nie 'n vertoon nie, maar 'n werklikheid. Dankie Here, sien elkeen vanaand, wat kom na U toe, wat vanaand sê, sien my kom o Heer. Dankie Here. Amen. Ons gaan ten slotte saam sing. Die Gees stry oor sondaar en soek jou woud. Let spesifiek, ek dink is die 3de versie. Ontwy is die tempel, maar kom ons gee onsself aan die Here. It's
Mag die Here u baie ryklik seën in hierdie week. Mag u sy teenwoordigheid beleef en ervaar en ander mense dit teenoor hulle reflekteer. U word genooi vir 'n bietjie lekker koffie en tee na die tyd. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons dierbare Here Jesus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen.